Goeiemôre, baie welkom vir almal van julle. Nou ons is in ons reeks wat ons noem Salomo se mooiste lied. So ons gaan eintlik hoofstuk vir hoofstuk deur die boek Hooglied in die Bybel. Dit gaan oor die liefde tussen man en vrou en wat is die beginsels wat ons daaruit kan leer. So as jy ons besoek vandag, dis lekker, ons is in Hooglied en so dalk gaan daar tyd wees waar jy so dalk bietjie ongemaklik voel of so, maar dis wat die Bybel sê. Ek lees net die Bybel en ek's net die boodskapper, maar kom ek bid vir ons en dan duik ons in die woord van die Here ook in. Ag Here, wat 'n groot voorreg dat ons hier in die naam van Jesus kan wees en dat ons ook saam met ouers kan vier die stappe wat hulle neem saam met U. En dankie vir die seën van kinders ook en dat dit kan deel wees van ons gemeente en dat ons 'n gemeente van kinders en ouer mense en oumas en oupas en ouers kan wees en wat kan bou en kan inspreek in mekaar se lewens. Here, dankie vir U woord. Dankie vir die krag van U woord. Dankie dat U woord lewend en kragtig is en dat dit ons lewe kan rig. En ek wil kom vra dat U woord sal oopbreek vir ons en dat U vir ons sal wys wat is dit wat U wil hê ons moet doen. En dat ons die geloof sal hê om dit toe te pas binne in ons lewe ook. Seën ons Here, ons vra dit in die naam van Jesus. Amen. Volgende week maak ons klaar met hierdie reeks en ons het na verskillende dinge gekyk. En ons het gekyk na karaktereienskappe wat mans en vrouens moet hê in 'n goddelike verhouding. Ons het gekyk na hoe ons mekaar kan koester en verhouding kan bou. Ons het gekyk na die seksuele en wat die Bybel daaroor sê. Laasweek het Willie gepraat oor konflik en wat is dit wat ons met konflik moet doen en hoe moet ons dit hanteer? En ek vind dit so interessant dat daar's een hoofstuk oor die seksuele en dan is daar 2 hoofstukke oor konflik. En God weet hoe dit werk en ek sê dis ek lag so al want dit is my en Ermie se storie net na ons honeymoon. Sy moes bietjie vroeër begin werk as ek en ek dink vir my gaan help, ek gaan die wasgoed ophang en so. Ek het nie geweet daar's regte en 'n verkeerde manier van wasgoed ophang nie. En so ons het ons eerste konflik net na honeymoon gehad. Ek doen nou beter. Ek het geleer en ek doen beter. So maar daar's konflik. Dis wat gebeur en ek dink die gevaar is dat ons in 'n verkeerde gedagtepatroon van die wêreld eintlik val. Die ondertoon van hierdie hele reeks is dat God se manier is nie net reg nie, maar dit werk. En dit is die ding wat ons wil vasmaak, is soos hier's God se beginsels, en as ons in hierdie wêreld se manier van dink gaan, dan die gevaar is dat baie keer as ons verder gaan met ons verhouding, dan dink ons wel, okay, hoe ouer ons word, hoe meer boring en hoe droog moet ons verhouding word, en ons liefde word koud, maar dit is maar net hoe dit is. Die wêreld is baie goed om te sê, ons kan vinnig verlief word, maar daarna sê maar op jou eie, en dit is nie die patroon wat ons vind in Hooglied nie. Dit is nie die patroon wat ons vind in hoofstuk 7, waar hulle al langer getroud is, en waar hulle verder is in hulle verhouding nie. Jy sien nog steeds eintlik hoe hulle liefde sterker en dieper brand, en dis God se hart ook vir jou huwelik. Die wêreld wil dit in 'n ander rigting druk, en ons bly net by mekaar, en ja, daarom kom daar weer klein kinders, en dis so 'n bietjie weer opwinding, en dan gaan dit nou maar net weer. En ek dink ons moet kyk na wat is die patroon, en wat is die hart van God, en waarna ek wil kyk is, ek wil vir jou 4 beginsels leer, van wat as ons hierdie beginsels toepas binne in ons huwelike, en binne in ons verhoudings, dan kan dit sterker word, die liefde, en dieper word. Hierdie is wat Jimmy Evans leer as the 4 laws of love. En dis binne in hierdie hoofstuk 7, vind jy dit, en jy vind dit in Genesis, waar God vir Adam en Eva, jy vind dit oralste, en dis beginsels, as ons dit toepas, kan ons huwelike anders lyk. En ons gaan induik in hoofstuk 7, so hoofstuk 5 en 6 was hierdie konflik situasie gewees, en hoe hulle die konflik opgelos het, en dan hoofstuk 7 is eintlik in 'n sekere sin, voel baie soos hoofstuk 4, en amper asof daar 'n seksuele kant wie aan dit is, maar hulle is baie verder in hulle verhouding, en hulle verhouding is dieper en ryker, en hulle het gegroei in volwassenheid in hulle liefde. En weer eens wil ek 'n paar beginsels uitlig wat ons hier kan vind. En weer eens, die man begin eers te praat, en hy sê, hoe mooi is jou voete in jou sandale, dogter van 'n edele. En ek weet nie hoekom sê hy, haar voet is mooi omdat dit in 'n sandaal is nie, en dan sy moet dit eerder nie uithaal nie, ek dink dit is dit nie. Hy probeer net sê, luister, en waar hy in hoofstuk 4 van bo af onder toe gewerk het, werk hy nou van onder af boontoe. En ek dink wat hier gebeur is, dat hy sê, daar's dele van jou wat ek leer ken het, wat ek nie geken het, toe ons ontmoet het, en toe ons net getrou het nie. Daar's dinge wat ek nou weet van jou, wat niemand anders daarvan weet nie.
Daar's dinge van, en dit is wat gebeur, hoe dieper en ryker en hoe langer 'n verhouding is dat daar's sekere dinge wat ons weet van mekaar en ons weet dit net, maar ander mense weet dit nie. En dan sê hy, jy's 'n dogter van 'n edele, en ons, heel aan die begin, en sy moenie na my kyk nie, en ek's eintlik maar net 'n plaaswerker en al hierdie dinge, maar daar's iets wat hy aanhoudend doen, en hy bou haar op met sy woorde, en hy sê, ek sien die waarde wat jy het. En dan sê hy, die kurwes van jou heupe is soos ornamente. Mans, moenie vandag as jou vrou nie kom bystaan sê, jou heupe lyk soos ornamente nie. Dit gaan nie dieselfde effek hê as hierdie tyd nie. Standaard van mooi het bietjie verander oor die eeue heen, maar hier's eintlik waar die fokus gaan, die werk van kunstenaars hande. Hy sê, luister, jy is die werk van 'n meester. Dis 'n kunstenaar. Party vertaling sê dit is heupe van, dis kurwes van juwele. Dit is presies uitgekerf, dit is reggemaak. Dis soos Efesiërs 2:10 wat sê dat ons is 'n meesterswerk. Dis asof hierdie beginsel van Psalm 139 wat sê, ek prys U omdat ek op 'n ontzagwekkende, wonderbaarlike wyse gemaak is. En hy bly hierdie dinge vir haar sê, en sy begin dit al hoe meer glo en vanuit dit leef. Waar sy ongemaklik was aan die begin, is daar van dat sy oor en oor wat Salomo vir sy bruid en vir sy vrou hierdie dinge sê, leef sy in hierdie, dat ek is wie God gemaak het wie ek is, en ek is op 'n wonderbaarlike manier gemaak. Een vertaling sê dat ek is wonderbaarlik kompleks gemaak. En dan dink ek soos, dis baie keer waar ons mans voel ons vrouens is. Hulle is wonderlik en bietjie kompleks, maar dis saam. En dis wonderlik. Dis ontzagwekkend, is wonderlik. En sy leef vanuit dit. Want jou vrou, alle vrouens sukkel met oor hoe hulle lyk. En oor in Hooglied bou Salomo op en spreek hy lewe uit oor haar. En oor wat hy sien en wie sy is. En sy leef al hoe meer binne in dit. En dan gaan hy verder op, hy sê, jou naaltjie is 'n ronde kelk, mag dit vol kruiewyn bly, jou maag is soos 'n hoopie koring met narsings om so. Moenie dit gebruik nie, man, jy gaan nie dieselfde effek kry nie, maar hier's twee beelde wat jy moet sien hier gebeur. Die een is die kruiewyn en die koring. Wyn was 'n teken van die geskenk en die goedheid van God. En wanneer hulle in die herfsttyd die koring bymekaar gemaak het, was daar 'n feesviering oor God wat voorsien in al ons behoeftes. En hy sê, luister, jy is 'n geskenk van die Here af en ek vier dit en jy voldoen aan al my behoeftes. Dis wie hy is en wat 'n wonderlike voorreg dat ons by mekaar kan wees. En dan gaan hy verder op en hy sê, jou borste is soos twee jong bokkies, die tweeling van 'n ribbok op ooi. En dis dieselfde woorde wat hy gebruik het die aand van hulle troue, die huweliksnag. En nou is hulle al 'n paar jaar verder getroud en ons weet nie presies, maar hy noem presies dieselfde. En hy sê, maak nie saak wat ouderdom gedoen het nie, maak nie saak wat gebeur het nie, jy is nog steeds so aantreklik vir my. Jy is nog steeds die standaard van wat mooi is vir my. Alhoewel jy dalk verander het en jou liggaam verander het en alles, is jy nog steeds die een wat ek wil hê. Jy is die een na wie ek kyk. En dis hoekom dit so belangrik is. Dat jy kan nie jou verhouding bou op net hoe iemand lyk en op die seksuele nie. Sy verhouding, hulle verhouding is gebou op iets baie dieper en baie meer. En maak nie saak hoe die fisiese verander oor die jare heen nie, is dat dis baie groter en dieper en nog steeds is my begeerte vir jou. En dan gaan hy verder op, hy sê jou nek is soos 'n toring van ivoor. Weereens, dit beteken dat jy handhaaf jouself. Sy's besig om uit te trek vir hom en sy handhaaf haarself, sy voel gemaklik voor hom. Jou oë is soos die poele by Gesbon, by die poort van Badraban. En wat hierdie beteken is dat hierdie poele, dis soos 'n oase, dink in terme van dit, dat maak nie saak wat die dag inhou vir my nie, wanneer ek by jou kom, is dit soos 'n oase, by jou is dit wonderlik, by jou kan ek net wees, en ek raak al weg in jou oë. Die gevaar is, dat hoe langer ons getroud is en hoe langer ons in 'n verhouding is, dis daar baie skouer tot skouer aksie. Ons is hierdie span en ons is hierdie tag team, soos okay, jy vat daai en daartoe en die kinders moet daar wees en dan okay, doen dit en dan moet hierdie gebeur en alles en aan die einde van die dag soos ons het dit gemaak. Ons het by alles almal is op hulle plekke gewees en so en daar's min gesig tot gesig oë kyk in mekaar tyd. Ons moet intentioneel wees oor dit. En hy raak weg en hy raak rustig by haar. Hy sê jou neus is soos die toring van Libanon wat uitkyk oor Damaskus. Hierdie beteken net dis soos 'n uitkyktoring, dis veilig by jou. Ek kan by jou veilig wees. Gaan hy op, hy sê jou kop is soos karmel, jou loshare is soos purperstof, 'n koning raak verstrengel in die lokke. Weer eens ek raak weg in jou en karmel is hierdie bergreeks wat eintlik lyk soos 'n kroon.
En dit sluit aan by die vers in Spreuke wat sê, 'n knap vrou is 'n kroon vir haar man, maar 'n verrotting in sy gebeente is 'n vrou wat skande maak. En hy sê, maar jy is 'n kroon vir my. Ek het 'n kroon, ek is koning Salomo, en ek het al hierdie rykdom, en ek het al hierdie wysheid, en ek het al hierdie dinge, maar jy is die kroon vir my lewe. Al hierdie dinge kan weggevat word, maar jy is my kroon. Ja, miskien het jy al hierdie titels by jou werk, en miskien het jy al hierdie dinge wat jy al bereik het, en al hierdie dinge, maar net jy kan jou vrou se man wees, en net jy kan jou andersom. Jy, die wêreld gaan aan. Net ek kan Ermie se man wees. En daarom is dit belangrik om te kyk na dit. En dan sê hy, hoe mooi, hoe lieflik is jy liefling, hoe verruklik. Oor en oor gee hy die woorde. En ek wil 'n vraag vra, en ek wil dit met vrouens praat, en ek gaan dan met mans praat, maar ek wil vir jou die vraag vra, is jy lieflik vir jou man? So dis maklik om te sê, ek wens ek het 'n man so Salomo gehad, wat so kan praat oor my, maar hoe is dit om saam met jou te leef? Is jy lieflik? As jy hom by die werk bel, of deur die dag bel, en hy sien op sy foon wie bel, is daar 'n opgewondenheid om met jou te praat, of is daar soos net 'n oomblik van stilte en van gebed, Here help my, hier gaan ons, en ons gaan net gou praat, of as jy by die huis kom, en is jy lieflik, en daar's iets wonderlik om by die huis te kom, of is dit soos, hier is die lys, en wat het jy nie gedoen, en wat moet nog gebeur, en al hierdie dinge? Hoe is dit om saam met jou te woon? Sien, ek het gepraat oor hierdie konsep, dat die gevaar is dat baie keer in die huwelik, skuif ons van om te dink in verbondsterme na kontrakterme. Die Bybel maak dit baie duidelik, dat die huwelik is 'n verbond. Dit is dat ek is hier om jou te dien, dit gaan meer oor jou as oor my. Ek gaan eers, maak nie saak wat die reaksie is van jou kant af nie. Kontrakterme is soos, hier's wat ek van jou verwag, en jy beter opleef tot dit. En as jy nie opleef tot dit nie, dan is daar sekere gevolge, en kontrakbreuk, en ons gaan dit dan moet hanteer. En dis nooit wat die huwelik moes wees nie. En as ons leef in hierdie gedagtepatroon van 'n kontrak, dan sit ek sekere verwagtinge op jou, en jy beter perform vir dit. En kom ek sê, dit is nie verkeerd om sekere verwagtinge in die huwelik te hê nie. Die verwagtinge wat jy het, is reg en dis goed. Maar as daai verwagtinge word in terme van kontrak, dan wat gebeur is, ons begin in hierdie spektrumloop van, ek is geregtig op dit, ek verdien dit, en aan die ander kant van die spektrum is dankbaarheid, en hoe meer ek na hierdie kant toe ek verdien dit, hoe verder loop ek weg van dankbaarheid, en wanneer ek wegloop van dankbaarheid, dan loop liefde ook by die deur uit. En maak nie saak hoe goed ek doen en wat ek doen nie, ek kom dan net op die ou ende by, maar jy verwag het van my, dis wat ek van jou verwag, dis wat 'n goeie man doen, en het gaan nooit oor na dankbaarheid nie. Partykeer sit ons hierdie verwagtinge op ons man. En die ding is wat gebeur, waar konflik gebeur is, waar hier's my verwagting en hier's wat jy doen, en daar's 'n gaping tussenin. En baie keer oor jare is daar so oor en oor teleurstelling oor die verwagting en die gaping tussen wat jy doen en die gaping. En baie keer is dit 'n onrealistiese verwagting wat jy het, en oor jare kom hy net nooit daar uit nie, en dan raak die liefde net al hoe flouer soos wat ons aangaan. Baie keer en dalk veralgemeen, ek weet maar ek wil dalk so een of twee van hierdie verwagtinge noem. Partykeer is daar hierdie verwagting van, luister, jy het gesê, jy behoort in hierdie tyd al meer geld te verdien. Jy het sê, hierdie is net ons beginhuisie, en ons al 12 jaar in ons beginhuisie, en dis nog nie my droomhuis nie. En dan kan iets in jou wees, soos Petrie, as jy sê, dat ek moet hom net onvoorwaardelik lief hê, dan gaan hy heel dag golf speel, en hy gaan nooit by die huis wees nie. En jy wil hê ek moet hom net lief hê. Jy weet nie waar hy was, 30 jaar terug toe kom gekry nie, hy was amper in die Helderdal man, maar ek het hom getrein en opgevoed, en jy weet, hy doen daarom al 'n paar dinge. En as jy vir hom vra, sou hy eintlik vir jou sê, hy het 'n waardering vir die druk wat ek kom gesê. As hy hier was, sou hy dit kon sê. Kom hierso, kom, sê jy sê mos saam, sê. Sien, ons lag oor dit. Maar dit werk nie goed vir huwelik nie. Dit werk wanneer jy kinders groot maak. En jy vat hierdie onvolwasse kindertjies en jy maak hulle groot en jy berei hulle voor vir die lewe, en deur 'n proses van beloning en dissipline kom hulle daar. Maar dit werk nie vir die huwelik nie. Hy het nie met sy ma getrou nie. En as jy nie die leiersels laat gaan nie, gaan hy nooit die man kan word wat God bestem het vir hom te wees nie. Een van die grootste laste wat vrouens baie keer op hulle man sit, is dat hy moet die geestelike leier wees. Nou luister mooi, jy mag daai behoefte hê. Dis 'n geldige behoefte om te hê.
Maar nêrens sê die Bybel direk dat die man moet die geestelike leier wees nie. Die Bybel sê die man is die hoof van sy vrou. En ja, die Bybel praat oor die vereistes vir leiers in die kerk is dat 'n man met sy gesin goed kan beheer. Maar ons hou nie van die konsep van leierskap nie, ons hou nie die konsep van onderdanigheid nie, so ons skep hierdie term van geestelike leier. En dit is soos, wat dit beteken is, jy moet nie leiding neem in al die ander dinge, net ten minste wanneer ons bid. Ek sal leiding neem waar al die ander goeders en vir jou sê hoe dit moet wees, maar hier moet jy ten minste, en dan kom dit daar uit hier. In Efesiërs 5 waar Paulus praat oor die rol van die man en die verantwoordelikhede van die man, dan sê hy ook die man is die hoof van die huwelik. En dan sê hy, julle verantwoordelikheid is, julle moet julle vrouens lief hê soos Christus die kerk lief het. En dan noem hy hierdie 3 voorbeelde, dat Christus het hierdie opofferende liefde gegee. Opoffering, en daar's 'n voorbeeld wat hy sê van, hulle moet voorsien en hulle moet beskerm, en hier is die ding wat baie keer gebeur, dat man skep baie keer die omgewing, waar hulle sekere opofferings maak vir hulle vrouens, en waar hulle voorsien, en waar hulle beskerm, en hulle skep hierdie omgewing, sodat sy kan gaan na 2 of 3 verskillende gebedsaksies en bybelstudies, en sy lees wat gebeur in die Grieks en in die Hebreëus en alles, en dan kom sy by die huis, en omdat hy die hele tyd is, hoekom kan jy dit nie ook doen nie? In plaas van om dankbaarheid te hê vir wat hy wel doen en waar hy reeds is. In plaas van om hom uit te nooi om te lei. En ek wil jou aanmoedig, mans, julle mag nie nou luister nie, ek praat nou met die vrouens. Nooi hom uit om te lei in hierdie area. Sê vir hom, sal jy asseblief vir my bid? En dan iets wat gaan gebeur, hy gaan sê, ja ek sal, en dan gaan hy loop. En dan roep jy my terug, soos nee, jy moet jou hande nou op my kom lê en ons moet en ons gaan nou hierdie ding so doen nie. Hy het gesê hy sal. En dan wat jy doen die volgende dag, ek gee jou 1 keer toestemming. Die volgende dag sê vir hom, luister, ek ervaar regtig jou gebede. Ek voel anders te vandag, so dankie dat jy gebid het vir my. Onthou, hy gaan herhaal wat jy hom beloon voor. Wees versigtig dat ons nie sulke laste opsit dat dit is nie meer lieflik om saam te woon nie. Hy sê, jou gestalte is soos 'n palmboom, jou borste soos druiwetrosse. Ek het gedink, ek wil teen die palmboom opklim en sy dadelpluime pluk. Mag jou borste soos trosse druiwe wees, die geur van jou asem soos appels. Dis in die Bybel en dit beteken presies wat dit sê. En dan sê hy, en jou mond soos die beste wyn. En hy kry nie die kans om sy sin klaar te maak, sy gaan net aan met sy sin. Hier is wat gebeur, en dit is eintlik wonderlik om te sien, hy praat nog, en dan kom sy in, en dan sê sy, wat glad vir my liefste vloei, liggies oor die lippe van slapendes gly. En hier is die eerste beginsel, wat ek dink belangrik is, vir ons huwelike is, die beginsel van koester en strewe, is dat daar is 'n aanhoudende strewe van hom na sy vrou. Hy hou aan haar koester, reg deur, hooglied weer en weer, sien jy hierdie strewe na sy vrou. En weer eens, hy gaan eerste, al is sy reeds sy vrou, het hy nog steeds 'n strewe en 'n koestering in haar rigting. Al behoort sy reeds aan hom, het hy nie lui geraak en ophou om dit te doen nie, hy hou aan met dit doen. En eintlik is daar 3 areas wat belangrik is. Daar's die fisiese koestering, dis een ding en dis belangrik, maar daar's ook die emosionele koestering. Dis belangrik dat jy sal omsien na emosionele behoeftes. Sy wil hoor hoe was jou dag, en hierdie is vir my ook nog moeilik. Sy wil hoor hoe was jou dag en sy wil die detail hê. Sy wil nie net hoor dit was okay nie. En sy wil weet hoe dit jou laat voel. Sy wil die emosies van dit verstaan. En ek weet, ons as man sukkel met dit en ons sukkel om die woorde te sit, maar sy het 'n behoefte aan dit. En sy het 'n behoefte dat jy erkenning gee aan haar, dat jy haar komplimenteer en vir haar sê sy lyk mooi. En natuurlik is daar die geestelike behoefte. Dat daar koester is in daai rigting, dat ek wil jou help met hierdie, ek wil hê ons as gesin verder vat. En dan praat sy. Dan sê sy, ek behoort aan my liefste en sy begeerte is na my. Kyk mooi wat hier gebeur. Sy voel al hierdie dinge wat hy sê. Dis nie net woorde wat hy sê nie, sy beleef dit en sy sê, ek kan ervaar dat sy begeerte is vir my. En sy reageer op hierdie wat gebeur. En die gevaar is mans, dat ons sê, ek wens my vrou was so. En hier is die ding, sy kan so wees. As jy al lief het soos Christus die kerk lief het, Christus verwaarloos jou nie in liefde in nie. Hy ignoreer jou nie die hele dag en dan soos wil hy iets hê van jou nie. Nee, hy bly in jou rigting beweeg, hy bly jou, hy koester en strewe na jou en hy wil verhouding met jou bou. En as jy al lief het op hierdie manier kan gebeur, jy kan dan nie heel dag ignoreer en niks met haar praat en niks en dan sê, okay, maar ek het behoeftes nie.
Dis nie hoe dit werk nie. Mans, hoor mooi, ek glo in julle. Julle kan dit doen. En die rede hoekom ek weet jy kan dit doen is, jy het dit reg gekry dat sy met jou uitgaan die eerste keer. Ek bedoel soos, hier sit ons. Jy het wat dit vat. Kan jy onthou al die dinge wat jy gedoen het aan die begin? Jy het soos noteboek en goed saam met haar gekyk en 'n notaboek gekoop en gesê, ek sal eendag ook so wees, en notas gemaak en allerlei goeders te doen. Maar ons raak lui. En dan hou ons op om hierdie dinge te doen wat belangrik is. En dit gaan weer eens oor hierdie beginsel, die beginsel van prioriteit. Is sy 'n prioriteit in jou lewe? Sien baie keer hoekom huwelike uitdrafel of hoekom die liefde nie meer so warm is nie noodwendig altyd oor omdat ons verkeerde goed doen nie. Dit sê ons het verkeerde prioriteite in ons lewe. Sien mans, een van die behoeftes wat ons het is die seksuele. Maar hier is die gevaar, is dat weer eens jy sit hierdie behoefte wat jy het as 'n las op jou vrou. Dat jy verwaarloos haar en jy ignoreer haar en dan kom jy by die huis en sê, luister, ek wil hierdie palmboom klim. En jy so al verradig is, dit het gaan werk. Dis nie hoe dit werk nie. Sy voel nie dat jou begeerte is na haar nie. En alhoewel sy jou vrou is, kan jy haar nie net gebruik as 'n gebruiksitem net vir wanneer jy wil en wanneer jy lus is nie. As jy haar lief het soos Christus kerk het, sy kerk het, dan gee jy die liefde vir haar. Sy leef in hierdie omgewing dat sy kan reageer vanuit dit. Party vrouens voel amper asof hulle op die klok is, soos is nou soveel dae, jy beter. Luister, daar's versies en jy mag nooit as 'n man die versies aanhaal uit die Bybel wat sê vrouens julle moet. Ek mag preek oor hulle en jy kan mediteer oor hulle, maar jy mag dit nie aanhaal vir jou vrou nie. Dis vir die vrouens. En as sy enigstens hierdie ding voel van, sy is net hier, net vir jou gebruik, dan mis jy waaroor dit gaan. Oor en oor is daar 'n strewe in die rigting van Salomo en sy bruid, en hy dien na en hy sien om na haar behoeftes. En mans, jou vrou het 'n behoefte dat jy sal geestelik leiding neem. Jy kan nie leiding neem in al die ander areas en sê, wel, hierdie deel gaan ek nie doen nie. Die geestelike deel is deel van die hoofwees en is deel van hierdie leiding gee. Weereens, jy hoef nie alles te weet nie. En jy hoef nie perfek te wees in dit nie, maar jy moet die verantwoordelikheid van dit neem. En dit begin deur, lees jy jou Bybel en spandeer die tyd saam met die Here. Gaan as jou kinders vroeg die oggend opstaan en hulle sien jou Bybel lees en tyd saam met die Here spandeer, gaan hulle verras wees of is dit die normale? Is jy die een wat in julle huisgesin sê, kom ons gaan kerk toe en julle beplan julle ding rondom die kerk, of is jy die een wat sê, kom ons lê nog, kom ons doen hierdie, of as jy uitry en jy sit so bietjie in die verkeer vas, dit was nou weer belaglik of dit, en jy breek af met dit. Sien jou kinders dat jy eers jou geestelike gawes gebruik tot eer van God en sy koninkryk. Dis 'n manier om dit te doen. En ek wil dit vir jou maklik maak. Vrouens, nou mag julle nie luister, ek praat nou met die mans. Vanaand, as julle in die bed klim, dan vra jy vir haar, hoe kan ek vir jou bid? En dan moet jy luister, sy gaan woorde sê. Sy gaan sê waarvoor jy kan bid. Okay? En dan hier's wat jy doen, jy sê, Hemelvader, ek bid, en dan herhaal jy wat sy gesê het. En dan sê, Amen. En dan gaan jy kyk na en sy gaan ook huil, en jy het iets verkeerd gedoen, nie? Moenie dit meer kompleks maak. Beweeg net in daai rigting. En dit gaan oor dat sy is 'n prioriteit. En jy kyk wat is haar behoeftes. Efesiërs 5:21, wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Dis dat ons in dieselfde rigting beweeg, dat ons hierdie ding saam doen. Dat jou behoeftes, ek sien om, ek wil kyk wat is jou behoeftes. Dis reg om hierdie behoeftes te hê. En dis reg om hierdie lys van behoeftes te hê wat jy wil hê, maar dis meer om te kyk op die ander een se lys en soos, hoe kan ek jou dien? En miskien een van die beste dinge wat jy kan doen is om miskien net as jy in die verkeer vas het, praat oor dit en sê, wat is jou behoeftes? En dan deel die behoeftes waaraan hy of sy iets kan doen. Dit help jy, Ermie sê vir my, luister, ek wil nog altyd hê dat jy 'n Springbok rugby speler is. Dit gaan nie gebeur nie, okay? Maar deel dit waaraan hy iets kan doen en wat sy iets kan doen. Ek weet nie, maar wat doen ek met hierdie behoeftes wat ek het, wat hy nie kan vervul nie? Of wat sy nie kan vervul nie? Luister baie mooi, vrouens, dames. Hy is nie die verlosser nie. Jesus Christus is die verlosser. Die Bybel sê, vind jou vreugde in die Here, en hy sal jou gee die begeertes van jou. Soek dit primêr by die Here. Die Bybel sê, werp julle begeertes en julle bekommernisse op die Here. Gee dit vir hom. En laat hy iets van 'n vervulling bring, want is hy alleen wat verlosser is. Markus 10 staan, die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien
En dis die voorbeeld wat ons sê, en hy het sy lewe gegee as losprys vir ons. En hy is die verlosser. Filippense 2:3 sê, moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër as homself. Julle moet mekaar hanteer asof jy belangriker is as ek. Jou behoeftes is belangriker as my behoeftes. Ek is hier om jou te dien. Wat is jou behoeftes? Ek kyk op daai lys van jou en ek gaan uit om dit te doen. Hy sê, julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie. Hy sê nie, jy mag nie. Hy sê, moenie net aan jou eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. En dan gaan hy aan om te verduidelik, dis presies wat Jesus gedoen het. Alhoewel al die eer en die majesteit om toekom, het hy homself losgemaak en hy het ons behoeftes aan verlossing en vergifnis en versoening met die Vader bo dit wat hom toekom gesit. En hy sê, dit is die gesindheid wat julle moet hê, in julle huwelik ook, en in julle verhoudings met ander mense. Ek is hier om jou te dien, ek is hier om jou ding voor myne te sit. Dis die gesindheid van Christus. En dan praat sy weer. En dan sê sy, en let op na hierdie woordjie ons, die hele tyd. Sy sê, kom my liefste, kom ons, gaan uit na die veld. Laat ons tussen die hennablomme oornag. Sy sê, kom ons gaan op 'n date, of kom ons gaan vir 'n naweek weg. Dis wat sy sê hierso. En ek wil vir jou aanmoedig, gaan 'n naweek weg sonder jou kinders. Party van julle gaan 'n naweek weg as gevolg van die kinders, bedoelende dis hulle program wat maak dat julle moet weggaan. Dit tel nie. Okay? Hulle sporttoere waarop jy gaan tel nie. Gaan weg, julle as 'n koppel. En as hulle vra, kan hulle saamkom en sê hulle, nee. Of ons gaan na 'n restaurant toe en ons sal sê, waar toe gaan julle? Ons gaan na julle gunsteling restaurant toe en julle kan nie saam gaan nie. En dan gaan julle. Moenie jou kinders grootmaak met die gedagte dat die wêreld draai om hulle. Luister baie mooi. Ons leef in 'n samelewing waar ons kinders ervaringsryk is. Ons skryf hulle vir allerlei goeders, en ry perd hier, dans daar, spring daar, en is al hierdie dinge, en soos ons probeer net oral byhou. En hulle het al hierdie ervarings, ons ryk in dit, en baie kinders is arm in verhoudings. Die doel is nie om kinders groot te brei met 'n klomp ervaring nie. Die doel is om kinders voor te berei vir hierdie lewe, en dat hulle veilig voel vir hierdie lewe. En een van die beste maniere hoe hulle veilig kan voel, is as hulle kyk na pa en ma en hulle sien, hulle hou eintlik van mekaar, en hulle is lief vir mekaar, en hulle doen moeite om by mekaar te wees. Daar gebeur iets. Maar dan moet jy die moeite doen vir dit. En dit beteken dat jy soms vir hulle moet sê, nee. En hulle gaan okay wees. Hulle gaan okay wees. Laat ons vroeg na die wingerde gaan kyk of die wingerde bot, of die botsel sal oop is, of die granaatbome in bloei staan, daar sal ek my liefde aan jou gee. En die beginsel wat hier uitkom is die beginsel van vennootskap. Ons is saam in hierdie ding. Ons is 'n span wat hierdie ding doen. Ons het gemeenskaplike doelwitte, ons beweeg in dieselfde rigting. Ons dien saam, ons doen saam. Want die geval is dat jy in hierdie struik trap, dat jy vat die skrif wat sê dat jy is die hoof van die huwelik en dat jy dink dat jy al die besluite moet neem. Ja, jy mag jou opinie gee vir mevrou en sê vir my wat jy dink, maar ek moet op die einde besluit. Dis nie wat Paulus bedoel het. En dis nie wat die beginsel is nie. Jy moet dink in terme van 'n spansport met 'n kaptein. Die kaptein vat eintlik dit wat die coaches geleer het die hele tyd, so kom ons maak seker hierdie dinge gebeur en in die oomblik hanteer ons goeders. Maar dit is nie dat die kaptein vir almal sê wat hulle moet doen nie. Elke speler het sy sterk punte en sy rol om te vervul en hy go vir dit. Die voorspeler lyk anders as die agterspeler in 'n rugbyspan. Dis asof die voorspeler as hy nou iets moet doen, soos kan ek net gou vir die agterspelers vra of is dit okay nie? En vir die kaptein nie, hy weet wat hy moet doen en hy doen wat hy moet doen. En as iets gebeur, dan maak ons die aanpassings. Dis hoe ons moet dink oor dit. Ons is in 'n span. Sy het sekere eienskappe wat jy nie het nie. En sy het sekere sterkpunte wat jy nie het nie. En jy het sekere sterkpunte wat sy nie het nie. En dit is wat gebeur, is dat ons doen hierdie ding saam. Ek en Ermie se persoonlikhede verskil van mekaar. Sy is die ekstrovert en ek is die introvert. Ja, ek weet ek preek vir mense, maak nie sin nie. Maar ek is die introvert. Verstaan, sy sal sê, ek het net 'n paar mense genooi. En dan sê ek so, hoeveel is 'n paar mense? Nee, net so 20. Dis nie 'n paar nie, 3 of 4 is 'n paar mense. Maar sy bring lewe in ons gesin. Anders sal ek net elke aand by die huis sit en dan sal nooit mense kom braai of wat ook al nie. Maar sy bring dit en sy onthou, kom ons nooi die familie en kom ons skryf weer met mekaar en dit bou aan familieband en bou aan vriendskap en dit bou aan ons gesin en aan ons huwelik. Dit kom natuurlik vir haar. My natuurlik is om meer te beplan en so ek help alweer met daai goed. Julle is 'n span en dit is 'n saam ding wat gebeur. En dan sluit sy af met hierdie vers.
En as hulle sou nie laat jong kinders hierdie in Hebreëus gelees het nie. Hulle sou gebloos het en soos die kinders mag nie hierdie lees nie. En dan hier's wat sy sê die alrein versprei sy geur. Nou die alrein is 'n knolplant wat lyk soos 'n man en dit was soos die Viagra van daai tyd. Dis al wat ek gaan sê. Die alrein versprei sy geur en voor ons deur is allerlei heerlike vrugte. En reg deur hierdie boek is vrugte word gelykgestel aan die seksuele. En kyk mooi wat sy sê, daar's allerlei heerlike vrugte van hierdie en die vorige seisoen. Dis nie net toe ons jong was nie. Daar was nie net passie toe ons jong was nie. Ons is nog steeds, daar's nog steeds passie, daar's nog steeds liefde, daar's nog steeds 'n waardering, selfs in hierdie seisoen, wat ek vir jou bewaar het, my liefste. Dis eksklusief vir jou. Ons behoort eksklusief aan mekaar en dit bring my by die laaste, die beginsel van reinheid. Is dat ons behoort aan mekaar. En ek behoort aan jou en jy behoort aan my. En ons hierdie ding van 'n oopheid, van daar's geen skaamte nie, ons kan fisies, emosioneel, geestelik, kan ons naak wees, soos Adam en Eva wat naak was en hulle was nie skaam nie. Maar dit is op alle vlakke, dat ek kan myself wees vir jou, sonder dat jy my gaan verwerp, sonder dat jy my gaan wegstuur, en jy kan jouself wees met jou drome, met jou onsekerhede, met jou dinge, ons kan nie wees, dis soos Johannes geskryf het, waar liefde is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde, of volwasse liefde, of volgroeide liefde, verdryf vrees. Want vrees verwag straf, en wie nog vrees het nie volmaakte liefde nie. En daar waar ons nou is, het ons liefde gegroei, en die vrees is weg, en die onsekerheid is weg, en die diepte, en die egtheid is nog meer. Dis God se plan. Dis sy hart. Dis sy manier, en sy manier werk. En dis sy droom vir jou, en vir jou huwelik, en miskien sit jy hier, en daar's miskien 'n klomp skuldgevoel in jou. Ek wil hê jy moet die volgende weet, dat skuldgevoel is nie die taal van 'n goeie vader nie. Skuldgevoel is van die duiwel, die vyand. Romeine 8:1 sê, daar is dus geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Miskien het jy klomp dinge gehoor vandag, en as jy moet dinge verander, bely dit teenoor mekaar, en sê ek is jammer vir dit, ek is jammer dat ek hierdie verwagting op jou gesit, ek is jammer dat ek nie hierdie dankbaarheid betoon het nie, en gaan in 'n nuwe rigting, draai in 'n ander rigting, daar's hoop in Jesus Christus, daar's genesing in Jesus Christus, daar's vrede en hoop in sy manier. Maar gaan eerste. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun gegee het. Hy het eerste gedoen. Hy bewys sy liefde aan ons aan 'n kruis, nog voordat ons enigstens iets gedoen het. Wat wys dat ons hom lief het. Toe ons nog sondaars was. Maar hy doen dit vir jou, hy doen dit vir my. En as ons mekaar lief het, soos Christus lief het, wat kan verander? Die huwelik is nog altyd 'n beeld om iets van God se liefde te wys. Reg deur die skrif kry jy die prentjie van God se liefde soos die huwelik. Jesus noem sy kerk die bruid. En ons huwelik het die potensiaal om iets van die evangelie te wys. En jou huwelik het die potensiaal om in hierdie donker wêreld 'n helder lig te skyn van dit is hoe God sy kerk liefhet. Ek wil jou aanmoedig. Hê die gesprekke, praat met mekaar, maak die aanpassings. En ek wil weer afsluit met hierdie vers wat ek al 'n paar keer mee afgesluit het in hierdie reeks. En dis in Spreuke 5 wat sê, sing die lof van jou eie fontein, verheug jou oor jou eie vrou. Party vertaling sê die vrou van jou jeug. Met ander woorde, sy is nog steeds jou vrou en julle is nie meer in die jeug nie en daar is nog steeds vreugde om te vind. Vind die vreugde wat jy eens gehad het weer waar jy nou is. Maak nie saak hoe lank dit is nie. Verheug jou nog steeds, vind nog steeds vreugde daarin. So vol liefde, so mooi soos 'n takbok, soos 'n ribbok. Dis weer eens altyd al. Geniet voluit van haar liefkosing. Laat dit jou derendtyd bedwelm. Kyk die woorde, verheug, geniet, bedwelm. Dis my begeerte dat ek en Ermie oud sal word. En dat ons looprame resies sal hou en tande sal deel, of wat ook al, maar dat daar nog 'n geniet sal wees. En 'n vreugde sal wees. En dis God se hart. Gaan dink weer. Gaan doen weer. Gaan vertrou weer God. Want ons het sy hulp nodig. Ons het goddelike krag nodig. En hy wil dit gee.
Laat hy jou help, laat hy julle help. En kyk na hom as 'n voorbeeld. Julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het, dis wat hy gesê het. En dis die ding, hy is die God vir wie niks onmoontlik is nie. Ook as dit kom by jou huwelik. In hom is daar hoop. In hom is daar genesing, want party huwelike het genesing nodig. Maar dis in hom. Kom ek bid vir julle. Vader, U is 'n getroue God. U is 'n goeie God. U manier werk. U manier is beter. En so Here, ek kom vra weer. Ek kom vra weer dat U ons sal help. Dat ons U beginsels sal volg en sal toepas binne in ons lewe en binne in ons verhoudings en binne in ons huwelike en binne in ons lewe van dit werk. So ek kom vra Here dat U vir ons deur die Gees sal wys, wat is dit wat U wil hê ons moet doen? Wat is dit wat U wil hê ons moet verander? Wat is dit wat ons moet neerlê? Wat is dit wat ons moet bely? Wat is dit waarvan ons onsself moet bekeer? Hoe kan ons mekaar beter dien? Omdat ons U wil volg. Ons wil U volg. En ons wil lief hê soos wat U ons lief het. En mag U ons gebruik om iets van U goeie nuus te verkondig, ook deur ons verhoudings. Here Jesus, dankie vir U liefde vir ons. Vader, dankie vir U liefde vir ons. En dat U alles gedoen het, sodat ons 'n verhouding met U kan hê. Ek eer U en ek prys U. In Jesus naam. Amen.